Goeiedag geliefdes, baie welkom by hierdie week se Bybelstudie geleentheid. Ons is oudergewoonte, ons is besig met psalms en hierdie week gaan ons stil staan by 'n baie mooi psalm, ook 'n bekende psalm, vir party dalk nie so bekend nie, en dit is Psalm 73, se psalm van Asaf. En ons gaan so 'n bietjie oor hom gesels en dan is daar die Bybelstudie na die tyd. Maar kom ons sluit die oë en dan bid ons eers saam. Vader, baie dankie vir hierdie nuwe dag, dankie vir geleenthede soos hierdie, wat ons u woord kan bestudeer. Dankie vir al die wysheid wat u vir ons gee. Dankie Heilige Gees dat u in ons werk en deur ons werk. En vandag kom vra ons net dat u hierdie woord vir ons oopbreek en verstaanbaar sal maak, sodat ons deur die woord kan groei en 'n verskil kan maak in die koninkryk. Baie dankie vir die liefde en die genade. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Nou ja, ek wonder, voordat ons kyk na Psalm 73, wil ek sommer vir jou vra, dink bietjie by jouself, het jy al gekyk na die lewe en dan wonder jy, hoe is dit moontlik dat al hierdie goddeloses, mense wat nie in 'n verhouding met God is nie, mense wat eintlik roekeloos leef, hoe hulle eintlik so vooruitgaan in die lewe. Dit lyk asof dit altyd goed gaan met hulle. En dan gelowiges, mense wat getrou is aan die Here, wat naby die Here leef, hulle kry swaar en hulle gaan sleepvoet deur die lewe. En dan wonder 'n mens, maar hoe werk dit dat met party lyk dit asof dit so goed gaan en met ander wat glad nie, jy weet, en dis hulle wat glad nie die Here aanbid nie. En die wat die Here aanbid, met hulle gaan dit swaar. En dit lyk asof al die teenspoed en goeters hulle tref. En dis deels Psalm 73 waaroor Asaf wonder. Hy het begin kyk na die wêreld, na die mense, hoe hulle optree, en dan begin hy wonder oor 'n klomp goed, en hy sê, maar Here, ek verstaan net hierdie goed nie, hoe dit met party beter gaan, as met ander nie. En nou kom ons kyk, ons lees sommer so gedeeltes. Hy begin en hy sê, maar God is vir Israel baie goed, vir die wat rein van hart is. Tog het ek daaraan begin twyfel. So hy sê, ek weet, dit gaan goed. God is goed, hy sorg vir Israel, maar as ek kyk na die samelewing, begin ek twyfel aan 'n sekere goeders, en dit het my byna koers laat verloor om te wonder, en dit is wat met baie mense gebeur, Hulle sal byvoorbeeld vir jou sê, maar ek wonder of God nog in beheer is. Of God regtig in beheer is, as ek so kyk na die samelewing, as ek kyk wat alles gebeur, is hy in beheer? En dan sê hy, maar wat het met hom begin gebeur? Hy gee vir ons so ietsie van wat in sy hart aangaan, in sy lewe, sy denke aangaan, en hy sê, as ek so kyk na hierdie wêreld, hy sê, want ek het die hooghartige goddeloses met afguns beheen. Ek het gekyk hoe hulle eintlik maar net aangaan met hulle lewe en hoe dit eintlik goed gaan met hulle. Hulle is soos onkruid wat net goed groei, en hierdie ou plantjie wat jy in jou tuin wil laat groei sukkel, maar die onkruid hier direk langs aan groei geil. Hy sê, ek was met afguns beheen toe ek hulle voorspoed sien en die teendeel by my ervaar. En dan beskryf hulle van vers 4 tot en met vers 12, dan beskryf hy hierdie goddelose, en hy sê, as ek kyk na hierdie goddelose, dan sê hy byvoorbeeld, hulle het geen kwellings nie, hulle is sterk en gesond, hulle het nie sorges soos ander mense nie, hulle het nie teenspoed soos ons ander nie, jy weet, hy vergelyk heeltyd die goddelose met die gelowige. Hy sê, daarom hang die trots aan hulle soos 'n halsnoer, jy weet, hulle gaan net so deur die lewe, hulle gaan gemaklik deur die lewe, en kleef geweld aan hulle soos 'n kleed, hulle wil net doen wat hulle wil. In weelde van hulle voorspoed, matig hulle enigiets aan, smalend stook hulle kwaad, hooghartig dreig hulle met geweld, hulle laster teen die hemel en beledig links en regs op aarde, tog hang die volk, en dit is die ironie daarvan, hulle sê, hierdie mense leef so, en tog sê ironie daarin, wat hy sê, tog hang die volk aan hulle, en drink gretig hulle woorde in. Wie is die mense wat ons, gelowig is baie keer, of meeste van die tyd, aanhang, na wie ons idealiseer, wie is ons
mense wat 'n soort van voorloop, ons heroes waarvan ons praat, né? Baie keer is dit die mense wat al hierdie mag het, al die geld het, maar nie noodwendig kinders van God is nie, né? Ons praat oor die mense, ons kyk hoe hulle optree, ons volg hulle op sosiale media, al die goeders, ons hang aan hulle lippe, al die uitsprake wat hulle maak, die artikels wat hulle skryf, maar hulle is nie kinders van die Here nie. En hier is dit presies dieselfde geval, wanneer hy sê, hierdie mense sê en doen wat hulle wil, jy weet, hulle is met trots gevul en tog hang die volk aan hulle lippe, drink gretig hulle woorde in, hulle vra, hoe sal God dit uitvind? Hoe sal die Allerhoogste dit weet? Dit is hoe die goddelose mense is. So gaan hulle ongehinderd voort om rykdom op te hoop. En dit maak hom soort van afgunstig. Dit maak hom bietjie kwaad. Skep 'n wrevel in hom. As hy sien hoe hulle geld maak op 'n manier wat hulle nie veronderstel is om te maak nie. En dan gaan hy aan en hy sê, dat ek die kwaad vir my het en met 'n eed my onskuld verklaar het niks gehelp nie. So, dat ek aan die Here se kant is, dat ek reg probeer lewe, het my niks gehelp in hierdie situasie nie. Niks het verbeter nie, maar die goddelose gaan net aan. Want elke nuwe dag het vir my teenslae gebring, en elke môre straf, so ek ervaar hierdie lewe as negatief. Nou, dan sê hy, dan moet hy nou hierdie situasie begin, want hy sal eintlik in 'n gat van depressie ingaan. En nou sê hy in vers 15, maar, as ek so sou aanhou praat, sou ek die verloon wat aan u behoort. Dan, hy sê, dan praat ek nie reg nie, want eintlik moet ons as gelowiges, moet ons 'n voorbeeld wees vir die ander. Ons moet 'n voorbeeld wees vir ons medegelowiges ook wat swaar kry, wat dalk ook deurgaan dit wat Asaf ervaar, naamlik, ek kyk na die goddeloosheid in die lewe, hulle gaan geil aan, maar ons kry swaar. Ons wat u aanbid, Here, hoe werk dit? Hoekom is dit so? Nou, hy sê, ek kan nie so aangaan nie. Iewers moet iets draai. Nou, hy sê, en hy kom gee vir ons raad as dit so met jou gaan, hy sê, daarom, vers 16, het ek diep nagedink om dit te verstaan, om dit te begryp. Hy sê, en was dit vir my bitter moeilik om deur hierdie goeders te werk. Hy sê, hoekom? Totdat ek in die heiligdom van God ingegaan het en besef wat die uiteinde van die goddelose is. So hy sê, totdat ek aan die Here se by die Here se voete gaan sit het. En daar by die Here se voete het ek rus en vrede gevind. So as jy vandag wonder, as dit so gaan met die goddeloosheid en hulle groei so geil, en jy word eintlik kwaad daaroor, en jy begin God bevraagteken, dan sê Asaf vir jou, weet jy wat, gaan sit net by God. Gaan sit net weer by sy voete, praat met hom, laat toe dat hy met jou praat. En dan is daar gedeeltes soos Johannes 16:33 uit die woord uit, wanneer daar vir ons gesê word, ons moet nie moed verloor nie, hou moed, want ek het die wêreld reeds oorwin. Dis wat Jesus sê. En Jesus sê in Johannes ook verder vir ons, maar onthou, dat die wêreld het my gehaat voordat hy julle gehaat het. Die wêreld hou nie van jou nie. Die wêreld het nie van my gehou nie, en hy gaan ook nie van jou hou nie. So daarom moenie verwag om die beste hier in die wêreld te kry nie, want die wêreld hou nie van jou nie, want jy is 'n gelowige. Jy behoort nie tot hierdie wêreld nie. Die wêreld, die owerste in hierdie wêreld is die duiwel, wat sorg vir sy eie kinders. Ons sê mos altyd, hy sorg vir sy eie kinders. Nou die Here sê, onthou, jy behoort tot 'n ander plek. Jy behoort aan die koninkryk van God. Jy's 'n burger van daardie koninkryk. Maar ons funksioneer nog in hierdie wêreld, en dis hoekom ons dit ook swaar het. As ek dink aan gedeeltes soos daar in Openbaring 18, wanneer die magtige Babylon, wat hom vergeld het, hierdie stad, wat eintlik 'n versinnebeelding is van die mense wat eintlik die gelowiges doodgemaak het, en dat hulle swaar kry, en dat hulle 'n vergestalting is van die goddeloosheid in die wêreld. Hoe Openbaring 18 kom sê, en verder aan, hoe hy eintlik kom sê, ek, die Here Jesus,
met daai laaste oordeele van Openbaring, het Babylon tot 'n val gebring. En dan sien ons hoe die konings huil en die wêreld eintlik ween oor hierdie groot stad wat tot 'n val gekom het. Dit sê vir my en jou een ding: God oorwin aan die einde van die dag. En dat die goddeloosheid nie staande gaan bly nie. Wat sê hy in sy woord? Die koring en die kaf wat gelyktydig opkom. Nee, laat hulle mag saam groei, sodat ons nie net, as hulle klein is, die koring ook per ongeluk uittrek. Laat hulle saam groei, dan kan ons duidelik sien waar is die kaf, waar is die onkruid, dat ons die onkruid kan uittrek en dit in die vuur kan gooi, sodat dit kan verbrand. So die onkruid en die koring gaan saam groei, die goddeloosheid gaan in die wêreld saam met ons groei, maar op 'n dag gaan daar 'n dag van oordeel kom, wat hulle loon sal kry ook. Nou, vers 18, in vers 18 kom sê Asaf, U laat hulle, dis nou die goddeloses, op gladde plekke loop, dat hulle nie standvastig is nie, U sal hulle laat val op 'n stadium, U laat hulle ondergaan deur hulle eie geknoei, in 'n oogwink word hulle iets afgrysliks, gaan hulle ten gronde, tref 'n verskriklike elende hulle, net soos 'n droom wat ophou as 'n mens wakker word, so verdwyn hulle, Here, as U ingryp. Die kortstondigheid van die goddeloosheid, God wat nog steeds in beheer is, en al hierdie goed, dit sy afleiding wat hy maak, omdat hy by die Here se voete gaan sit het, in die teenwoordigheid van die Here gekom het. As jy in die teenwoordigheid van die Here kom, as jy ook weer met die Here gaan praat, as jy sukkel met hierdie goed, dan gaan hy vir jou sê, en hy gaan vir jou plek in die woord wys ook, dat hy oorwin, dat hy daar is, dat hy in beheer is. En hy kom, en hy sê in vers 21, sê hy ook, toe ek so verbitterd was, toe ek net daarop gefokus was, vir onreg gevoel het, was ek dom en ek was sonder insig gewees, sê hy, was eintlik soos 'n reddelose dier, het ek my teenoor U gedra. En dan sê in vers 24, U lei my met U raad, en aan die einde sal U my in ere by U opneem. Here, want ek weet wat is die uiteinde van alles. Daar's niks in die hemel of op die aarde wat vir my meer beteken as U nie. Daarom leef hy heeltyd voort vir die Here. Ten spyte van die goed wat hy sien, leef hy vir die Here. As ek afgetakel na liggaam en gees, God is my sterkte. Aan hom behoort ek vir altyd. En dan vers 28, ek het die Here my God gekies as my toevlug. Ek sal van al U werke bly vertel. En dit is wat ek en jy aan die einde van die dag net moet doen. Al sien jy hierdie goddeloosheid wat floreer en die onreg wat na jou kant toe kom as kind van God, dan sê hy maar, weet jy wat, vat God se hand, stap saam met hom. By hom is daar rus, by hom is daar vertroosting, by hom is daar insig. En hy sê, asof sê, ek kies om saam met die Here te stap. Maak nie saak wat ek deesdae sien nie. My vraag is, kies jy om saam met die Here te stap? Is dit jou keuse om saam met die Here te stap? En ek bid dat dit jou keuse sal wees, en dat jy gelei sal word deur die Heilige Gees, en dat jy regtig die teenwoordigheid van die Here sal voel, as jy die aanslae ook beleef. Want hy beskerm ons. Hy sê in Psalm 23 dat hy jou herder is, dat hy jou sal lei na die groen weivelde toe. Hy sal vir jou gee wat nodig is. Nie net vir hierdie lewe nie, maar ook vir die lewe hierna. En mag jy ietsie van Psalm 73 in jou lewe ervaar, dat God getrou is. Ten spyte van dit wat jy sintuiglik waarneem, weet in jou hart, dit wat jy glo, en dis dat God getrou is. En gaan kyk gerus na die Bybelstudie hierna, en put ook uit daardie gedeelte, om jou verder toe te rus, om die lewe vierkantig in die oë te kyk. Kom ons sluit die oë. Vader, baie dankie vir lewe, dankie dat U daar is. Al sien en ervaar ons die negatiewe goed in die lewe, al kry ons swaar op hierdie aarde, dankie dat U daar is. Ons wil U voor oë hou, U wat die begin en die volëinder van ons geloof is. Baie dankie vir alles wat U vir ons doen. Dankie dat ons weet met 'n vaste wete en 'n sekerheid
dat U ons veilig sal bewaar vir ons plek wat U gereed maak ook in die hemel. Baie dankie dat ons die nuwe lewe in U het. Here, kom beskerm ons en geef ons krag om aan te gaan ten spyte van die aanslag van hierdie wêreld. Ons wil vandag aan U al die eer gee, omdat U God is, omdat U in beheer is. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Mag jy 'n fantastiese week hê en gaan maak 'n verskil. Groete, as die Here wil, gesels ons volgende week weer uit 'n ander psalm uit. Totsiens.